Wie u sê u is, Here. Here, u is die regverdige, barmhartige, liefdevolle God. Here, u het 'n verbond gesluit met ons. U het die weg gemaak waar daar geen weg was nie. En Here, word verheerlik vanoggend in Jesus naam. Amen. Amen. Ons is besig nog steeds met die gedeelte van die bloedverbond, wat ons 'n hele ruk gaan oorgesels. Almal kan hoor, né? Isak, jy kan mooi hoor. Oom kan hoor. Dis reg. Ek hoop julle het julle huiswerk gedoen wat ek gevra het. Ek het gevra dat ons vir die geruime tyd wat ons in hierdie boek van Hebreërs gaan indelf, dat ons at least elke dag 2 hoofstukke vat en dit deurlees. So binne 'n week lees jy dan die boek van Hebreërs deur, en dan die einde van wanneer ons klaar is met die bloedverbond wat 'n hele paar Sondae gaan wees, gaan jy die boek van Hebreërs heeltemal in 'n ander lig sien. Jy gaan ryk wees in die Ou Testament, en jy gaan ook ryk wees in die Nuwe Testament. En dan gaan ons sien dat hoe belangrik die bloedverbond is vir ons. Ek dink ons het heelwat van die bloedverbond verloor oor die jare. Presies waaroor dit gaan en wat dit beteken. En ek dink baie van ons het die betekenis van die bloed het ons verloor. Veral in vandag se samelewing, jy weet, dit is nie waar ons in die Ou Testament is en waar die bloed nog gevat word en teen die altaar gegooi en teen die implemente gegooi en dan die volk ingekom en hulle teen die volk die bloed gespat en jy weet die reiniging, ons het regtig waar vandag, as ons kyk na die bloed, sien ons maar, gewoonlik sien ons die bloed in hospitale, bloedoortappings en daai tipe van goed, jy weet, en ek myself gesny. Dis nie meer soos in die Ou Testament waar hulle die bloed klem so opgeslaan het. Maar voordat ons dan begin met hierdie bloedverbond, wil ek gou vir julle die basiese definisie gee wat die Woordeboek vir ons sê na 'n bloedverbond, of ek sal sê na 'n verbond. Ek het liewer so sê. Die Woordeboek sê vir ons 'n verbond is 'n wederwysige begrip of ooreenkoms tussen 2 verskillende partye. Dit is 'n wettige kontrak wat gewoonlik geskryf word waar elke party homself dan aan verbind aan 'n spesifieke verpligting en om hierdie verpligtinge dan na te kom. En dan het die verbond ook dit hou dan voordele in wanneer hulle dan hierdie verbond dan nakom. Dis hoe die Woordeboek dit verduidelik. Nou ek het laasweek vir julle gesê dat ons kyk na God se verbond wat hy gesluit het met die volk, met die mens, met die mensdom. En ons het laasweek gesien waarmee ons begin het ons baie duidelik gesien dat God vat sy verbond baie ernstig op. Hy vat sy verbond ernstig op. En ek gaan vir julle in Engels sê, God openbaar homself deur 'n covenant. He's a covenant God. He is a covenant creating God. Alles begin by hom, hy het begin. Hy het die verbond gesluit. He is a covenant disclosing God. Hy wys vir ons wat dit is. He is a covenant honoring God. Hy wys ons, hy is getrou. En hy breek nie sy woord nie. Ons het dit laasweek gesien. He is a covenant enabling God.
Hy help ons om hierdie verbond te bly, ten spyte van my en jou, ten spyte van ons mislukkings en ons foute. Hou hy ons in daai verbond. Die Bybel is 'n verbondsboek, en ek wil hê ons moet mooi verstaan dat hierdie boek is 'n verbondsboek. En as ons hierdie verbondsterme wat vir ons gegee is, nie verstaan nie, dan gaan ons sukkel om die Bybel ten volle te verstaan. Hoe dit vir ons geskryf is. Die Bybel is opgedeel in 2 verskillende dele. Oud, Nuut. Ons sê vandag, in moderne tyd, Ou Testament, Nuwe Testament. Maar die oorspronklike taal wat gesê word, is Ou Verbond, Nuwe Verbond. En die rede hoekom ek vanoggend hiermee wil begin, want ons gaan van hier af deurwerk, spesifiek, want die woord verbond en bloed het sy betekenis verloor. Dit het. In vandag se samelewing het dit heeltemal sy betekenis verloor. Die mense besef nie wat dit is nie. En die Bybel praat met my en jou. Jy sal weet, partykeer as ek preek en sê ons moet dit lees in hoe apostel Paulus dit geskryf het in sy taal. Jy weet, ek verwys redelik so intoe na. Hoekom sê ek sy taal? Want die gedeelte wat hy geskryf het in konteks vat ons en hy doen dit in 'n taal. Ons moet verstaan hoekom dit daai tyd geskryf was vir daai volk, vir daai kerk en hy ons noem dit die taal wat hy van praat. So het hierdie verbond 'n verbondstaal. En ons moet die taal verstaan van dit. En ons sien dit van Genesis hoofstuk 1 regdeur tot in Openbaring. En ons sien hierdie goue draad wat deurgaan. En ons moet dit in hierdie taal verstaan. En een van die redes hoekom die mense die Bybel nie verstaan soos wat hy moet nie, want hulle verstaan nie die terme wat gebruik word, en hulle verstaan ook nie die woorde wat die woorde beteken. En wanneer ons dit lees, dan vlieg voor ons kop, dan voel dit vir my, maar ek het nou nie so lekker verstaan nie. En dit is waar ons as 'n gemeente op fokus, want ons fokus op geestelike volwassenheid. God, soos wat ons laas week gesien het, hy wil graag hê ons moet geestelik volwasse word. Daarom kan mense 'n tipe van 'n opmerking maak. Ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, maar ek het dit baie gehoor. Hulle maak 'n opmerking byvoorbeeld soos, ag, julle het 'n bloederige geloof. Weet nie of julle dit al gehoor het nie? Ek was by 'n gemeente gewees en hulle het my gesê, but your religion is a bloody religion. Want in die Ou Testament het hulle die bokke gevat, hulle het geslag in die duwe en hulle die bloed gespat en oral sê hulle die bloed besprinkel en oor die volk besprinkel en sê vandag is Jesus Christus daar en hy moes gesterf het en sy bloed het gevloei. Die hele geloof is anders as wat die ander is. Julle baie met bloed. En baie keer het ek al gehoor die mense sê, maar julle geloof is 'n bloederige geloof. Dis rede hoekom daar bloed is. As absoluut rede daarvoor. So kom ons kyk na die eerste basiese terminologie van die verbond. En ons gaan hamer vir 'n geruime tyd 'n hele paar sondae oor die spesifiek. Voordat ons na die ander 13, 12 punte toe gaan, wat ons ook gepraat het van laas week. Ons gaan Sondag wat nou kom 'n breek vat. Want dit is Vadersdag, so ek wil graag vir julle Vadersdag boodskap bring. Dan gaan ons weer daar terugkom na die verbond toe. So kom ons kyk na hierdie terme bloed. Die terme bloedverbond. Nou die woord bloedverbond, een woord, kry jy nie in die Bybel. Wat jy wel kry, is jy kry 'n verwysing na dit.
Hy verwys na die bloedverbond. Wat hy wel doen is, die bloed het altyd 'n koneksie met die verbond. En daarom noem ons dit vandag bloedverbond, want jy kan die twee nie van mekaar skei nie. Maar die fisiese woord, een woord, bloedverbond kry jy nie. Okay? So kom ek wys vir julle na die term of hoe hulle verwys na dit en hoe hy gekonnekt is aan mekaar. Gaan vir my na Exodus toe. Wie gaan vir my die eerste gedeelte lees? Isak, lees vir my Exodus 24, vers 7 en vers 8. Dan vir my Belinda. Sagaria, die tweede laaste boek van die Ou Testament. Sagaria, hoofstuk 9 vers 11. Byna. Dan lees jy vir my 1 Korintiërs hoofstuk 11, vers 25. En dan Zaidi, Hebreërs, hoofstuk 13 vers 20, ons boek waar ons gaan uitwerk, Hebreërs. Kyk. Mag sê weer? Hebreërs, hoofstuk 13 vers 20. Kyk, gaan ons by die eerste ene begin byna. Exodus 24 vers 7 en 8. Yes. Daarna het Moses die boek van die verbond gevat en vir die volk daaruit gelees. Hulle het weer almal soos een man geantwoord: ons sal alles doen wat die Here gesê het, ons sal daarna luister. Moses het toe van die bloed in die houers gevat en oor die volk gesprinkel. Hy het gesê: hierdie bloed bevestig die verbond wat die Here met julle gesluit het, toe hy hierdie woorde vir julle gesê het. Sien jy die koneksie? Hier is die bloed van die verbond wat hy gesluit het. En dit is waar jy hom deurtrek. Okay. Lees my die volgende ene. Belinda? Sagaria 9 vers 11. Yes. Ook sal ek, wat jou betref, o Sion, kragtens die bloed van jou verbond, jou gevangenes loslaat uit die put sonder water. Weer sien ons die koneksie van die bloed en die verbond. Okay, byna? 1 Korintiërs 11 vers 25. Net so ook die beker na die ete met die woorde: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as jy dit daaruit drink tot my gedagtenis. Hierdie is die Nuwe Testament. My bloed van die Nuwe Testament, die oorspronklike is verbond. Ou verbond, nuwe verbond. Okay. Hebreërs 13. 13 vers 20. Mag die God van die vrede, van die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het. Die bloed uit die ewige testament, die bloed uit die ewige verbond. Julle sien die koneksie van bloed en verbond? So in die Bybel is dit baie duidelik dat bloed was baie hoog geag gewees. Anders as vandag. En bloed het verskriklike groot rol gespeel in hulle seremoniese aanbiddings. Waar ons dit nie vandag het nie. Niemand het potte, 6 klippotte buite gesit, hulle self reinig ingekom en dan geoffer en dan die bloed gevat en dan het ons alles besprinkel. Ons is nie in die Ou Testament wat dit gedoen het nie. Okay. Maar vandag, soos ek gesê het ons dit nie meer nie. En ons sien net hierdie bloed in hospitale en assosieer gekry het en daai tipe van goed. So die eerste punt wat ek wil maak hier, daar's 4 punte wat ek gaan uitbring, maar ek gaan dit baie kort maak. Die eerste punt is, wat beteken bloed dan? Waarna verwys dit? En om want ons gaan die hele paar weke gaan ons hieroor praat. So om in 'n nutshell vir jou te sit. Bloed praat van lewe. Baie eenvoudig. Bloed praat van lewe. In die Bybelse tyd sien ons hoe praat hy van 'n lewe voor daar dan nog enige wetenskaplikes was wat nog gesê het enige iets van daar suurstof in bloed. Voordat hulle dit uitgevind het, praat die Bybel al van lewe. En ek wil hê ons gaan vanoggend kyk
hoe die bloed en die wyn saamloop, geestelik, simbolies. So vergeet van alkohol in die bloed. Ons gaan later daaroor praat. En ons gaan daarin oopbreek tot op die been. Maar ek wil hê ons moet vanoggend kyk na die tussen die twee, hoekom praat hulle dan van bloed en wyn saam? En hoekom word dit baie keer saam gebruik? En wat waarna verwys dit? Bloed verteenwoordig lewe. So as jy jou bloedvloei afsny van iemand, wat gaan gebeur met hom? Hy gaan doodgaan. Okay? Jy kan nie 'n ander tipe van 'n vloeistof in 'n persoon insit, bloed uithaal en 'n ander vloeistof insit en dink hy gaan lewe nie. Maar jy gaan kan lewe sonder 'n nie. Sonder 'n lewer as ek op 'n masjiene sit. Maar bloed, daar's geen masjien wat jou in die gang kan hou as daar nie bloed is. Niks. So bloed is baie eenvoudig wat verwys na lewe. So gaan vir my Levitikus. Jolien. Of Ian, een van julle twee. Levitikus 17 vers 14. En dan gaan jy vir my Wynand, Deuteronomium 12 vers 23 en 24. En dan Belinda, gaan vir my 2 Samuel 23 vers 4 Ekskuus, Levitikus hoeveel? tot vers 17. Sê weer? Levitikus hoeveel? Joune sal wees Levitikus 17 vers 14. As jy reg is, kan jy lees? Want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. Daarom het ek aan die kinders van Israel gesê, julle mag die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle vlees is sy bloed. Elkeen wat dit eet, moet uitgeroei word. So sy siel en sy gees is verbind. Ons moet nou nie weird raak. En soos die Jehovah's Witnesses en begin sê, maar dan kan ons die bloed oortap. So, ons moet nie weird raak hieroor. Okay? Maar die bloed is, die lewe is in die bloed. Okay? Wynand? Bly daar net vas by dat jy die bloed nie eet nie, want die bloed is die siel. En jy mag die siel nie saam met die vleis eet nie. Jy mag dit nie eet nie, op die grond moet jy dit uitgooi soos water. Die siel en die bloed is verbind, jy mag dit nie eet nie, jy moet dit uitgooi. En geen wonder, luister nou mooi, geen wonder as jy teruggaan na die Bybelse tyd, en ons kyk na die Ou Testament, van Kain en Abel, nee? Die bloed het uitgeroep van die grond af, die siel, die stem, eintlik sê die Bybel, die stem van die bloed het uitgeroep, na God, want ons lewe in die bloed. Maar dis vir 'n preek vir 'n ander dag. Belinda? Ben jy seker oor die vers? Sê dit? Ben jy seker oor die vers? Ek is 100% seker oor die vers. Dit is vers 14 tot vers 17. Of 14. Ja, 14. Got it. En Dawid was toe in die bergvesting en 'n besetting van die woestyne was toe in Bethlehem. En Dawid het 'n begeerte voel opkom en gesê, wie sal vir my water gee om te drink uit die put van Bethlehem wat by die poort is? Toe het die 3 helde deur die laar van die Filistyne gebreek en water geskep uit die put van Bethlehem wat by die poort was en het gedra en aan Dawid gedrink. Maar hy wil dit nie drink nie en het dit tot eer van julle uitgegiet. Het gesê, dit is ver van my dat ek het sou doen. Sou ek die bloed drink van die manne wat met lewensgevaar gegaan het en hy wil dit nie drink nie. Het die 3 helde gedoen. So, hier is Dawid.
Dawid het 'n begeerte gehad en 'n dors gehad om weer van die water uit Bethlehem uit te drink. Maar die vyand was daar. 3 van die manne, van sy magtige manne, ek sê dit nou sommer my eie woorde, het gehoor daarvan en hulle het hulle lewens gaan waag om in te gaan om van daai water te kry om vir Dawid te drink. En Dawid weier om dit te drink. Want hy sê hulle het hulle lewe gewaag, hulle sou hulle bloed gespil het vir hom om iets te kry en vir hom nee, hy gooi dit liewer sinne uit en gee dit vir God. Dis ook belangrik. Die verwysing na bloed was in die Ou Testament. Want die lewe, die bloed is een. En hy het gesê ek gaan nie naaste by is my mond aansit nie. So deur 'n bloedverbond aan te neem, het 2 partye een geword en deel van hierdie een bloedslewe, hierdie een verbond lewe. Dis wat hulle gedoen het. En ons gaan verwys daartoe en ons gaan 'n hele diens hê daaroor van hoe die Jode gekom het en wanneer hulle dan met 'n vrou getrou het. Ek gaan nie nou al die geskiedenis vertel daarby nie. En hulle het kamer toe gegaan, was daar 'n wit laken gewees en hulle dan die man het dan by die vrou ingegaan en bloed het uitgekom. Want sy was 'n maag. En dan het die ouderlinge die laken gevat en hulle het gedeursoek en dan gesien of sy 'n maagd was. En hulle het daai verbond, dan was dit oukei geweest. Maar die oomblik as sy dan nie gebloei het nie, het hulle uit die stad uitgevat en dood gegooi met klippe. Dis hoe belangrik dit is nie om omgang te hê met 'n ander vrou as jy getroud is. Jy het 'n verbond met jou vrou, maar dis vir 'n ander dag. Hulle het dit ons net 'n glimpsie gesien van bloed was verskriklik belangrik. So in die bloedsverbond dui die vergieting van bloed nie net die dood aan nie. Want ons gaan nou sien hierso dat daar's wel bloed wat vloei dui die dood aan want jy moet loskoop. Want bloed was ook gewys gewees van om te kan koop, om iemand los te maak, om die versoening te kan koop. Dit is die prys wat betaal word, was deur bloed. So bloed het daai belangrike aspek ook, wat ons daar gaan kyk. So, maar dit verwys nie net na die dood nie. Die fokus is van bloed, dit wys na lewe. Dis die fokus. Life. Natuurlike bloed. Natuurlik. Wat sê bloed vir ons natuurlik? As ons na bloed kyk. Bloed veg siektes. Reg? Jy gaan om bloed te toets om te kyk wat is fout. Jy gaan vir bloedtoetse om te kyk of as daar enige iets is fout is met my organe. Reg? Bloed veg ook skadelike afvalstowwe in die liggaam. In die Ou Testament het ons gesien dat bloed boonbehalwe dit geestelik sien ons dat dit bloed was. Bloed het gereinig. Bloed het skoon gemaak. Bloed gee lewe. En jy deel dan jou lewe met jou verbondsmaat met bloed. Bloed praat van lewe. Tweede gedeelte. Bloed wys ook na die belangrike toewyding en reiniging in die Ou Testament. So bloed was gereeld besprinkel gewees in aksie van om jou toe te wy in die Ou Testament. Ons kan dit sien in Eksodus hoofstuk 24. Wie gaan vir ons Eksodus hoofstuk 24 lees? Vers 4 tot vers 8. Zaidi. Eksodus 24. 24. Vers 4 tot vers 8. En dan Vers 4 tot 8. Isak.
Hebreërs, kom ons gaan terug na ons oorspronklike gedeelte waar ons gaan uitwerk. Hebreërs hoofstuk 9 vers 22. Wat net gaan? Okay, is almal daar? Sy die lees vir ons. 24 vers 4 tot 8. Daar sy. Okay. En Moses het al die woorde van die Here opgeskrywe, en die môre vroeg hom klaargemaak en onder die berg 'n altaar gebou, en 12 gedenkstene volgens die 12 stamme van Israel. En hy het jong manne van die kinders van Israel gestuur. Die het brandoffers geoffer, en as dankoffers bulle vir die Here geslag. En Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi, en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi. En hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. En hulle het gesê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen en daarna luister. Sien, dis die toewyding wat hulle maak. Ons word toegewy daar. Okay? Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond, wat die Here met julle gesluit het, op grond van al hierdie woorde. Okay. Hebreërs 9. Vers 22. Ons kan inderdaad sê dat volgens die wet feitelik alles met bloed gereinig word. Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis van sonde plaas. So dit het 'n toewyding aksie en dit het ook 'n skoonmaak, 'n reiniging wat hulle gedoen het met die bloed. Reg? Okay. Punt nommer 3. Bloed was ook noodsaaklik gewees vir betaling, vir verlossing. Bloed moes gevloei het om te kom betaal. Okay, jy is nou vrygekoop. Jy skuld nie meer. So met ander woorde is dit beteken jy's teruggekoop. Ek het so laas jaar het ek vir julle 'n storie vertel van hierdie jong seun wat sy pa houtwerker is. En hierdie seun wou verskriklik graag 'n boot gehad het. En pa het vir hom gesê, luister hierso, as jy in my fabriek werk, as jy saam met my help werk, dan sal ek jou betaal. En dan kan jy vir jou boot gaan koop. Maar hy het so 'n passie gehad om sy eie ding te doen, is, hy werk toe vir pa, en pa gee hom die geld, en hy koop sy eie hout, en hy begin om sy eie boot te bou. En toe hy nou klaar gebou is, was hy so trots op hierdie verskriklike mooi boot wat hy gebou het. Hy het afgehardloop rivier toe, en het hy die boot gevat, en het hy afgehardloop in die rivier, en het hy onder toe gehardloop, weer die boot gevat, opgegaan boot, en weer so het hy gespeel met hierdie boot wat hy self met sy eie geld gekoop en gebou het. En op 'n dag kom daar stormwater deur, en hy sit die boot en hy speel, en die water is net te veel en te vinnig, en weg is en hy kry hom nie. En met die dag loop hy in sy pa winkel toe, dorp toe, en hier sien hy hierdie bootjie van hom binnekant die winkel van een of ander eienaar. En hy wys vir sy pa, en hy begin uitroep, maar dit is myne, ek het hom gebou. En hy hardloop in die winkel, en hy sê vir die eienaar, maar hierdie is my boot. Ek het hom verloor. Hy sê, wel, dit is nou myne, as jy hom wil hê, moet jy hom koop. En hy hardloop na sy pa toe en vra vir sy pa vir geld, en sy pa sê, nee, dis nie hoe dit werk. Kan jy nie vir jou geld gee nie? Kom werk weer vir my, jy weet in die fabriek, en as jy sal ek jou betaal vir die werk wat jy doen, en dan kan jy jou geldjie vat en jy kan hom gaan koop. So hulle het 'n ooreenkoms met die eienaar van die winkel, hulle sal hom nou bære agter in die stoor, en hy gaan werk vir sy pa vir 'n rukkie, pa betaal hom, en hy hardloop na die winkel eienaar toe, en hy sit geld neer, en hy vat sy boot. Dis waarvan hy hier praat. Dit was myne, het verlore gegaan, en dan moes ek dit terug gaan koop. En dis wat die bloed hier gedoen het. He purchased you. Hy het jou gekoop deur die bloed van die lam. Hy het jou gevorm in die moederskoot. Hy het sy lewe gegee vir jou. Want hy het ook teruggekoop met sy bloed. Sy verbond, hy het begin. En hy hou dit reg deur. En dit is wat die gedeelte sê. So in ander woorde, die bloed was gewoonlik noodsaaklik gewees om skuld te betaal. It cancels the debt of sin. Bloed.
Levitikus 17 vers 11. Wynand. En dan ja. 1 Petrus 1 vers 18 en vers 19. Kyk hoe koop bloed na hierdie versoening terug, dat daar weer versoening moet plaasvind. Levitikus 17 vers 11. Want die siel van die vlees is in die bloed. En ek het dit in julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen. Want die bloed bewerk versoening deur die siel. Hoor julle dit? Verskriklike mooi vers. OK, 1 Petrus. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is. OK, hoor gou daar. Julle weet julle is nie deur silwer of goud gekoop nie. Of deur hierdie ander goed nie. Reg? Luister. Losgekoop is uit ydelle lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekloos. Dis hoe julle gekoop is. Christus, die lam. En dit het die versoening gebring. Christus het ons gekoop deur die bloed van die lam. Deur sy bloed. En dit is wat bloed na verwys. Waarna gekoop is. OK, my laaste punt. Want anders gaan ek te veel informasie wees. In hierdie laaste punt wil ek inbring van simbolies die wyn ook. OK? So vergeet nou van alkohol en drink, mag as jy drink nie. Ons gaan later een of ander tyd daaroor praat. Kyk simbolies hierna. OK? Bloed word betekenisvol gesimboliseer ook deur wyn. Genesis, Isak 49 vers 11. Genesis 49 vers 11. En hier gaan ons sien dat die wyn word verwys na 'n tipe van verwys na druiwebloed. OK? Hy maak sy donkie vas aan 'n druiwestok, die vol van 'n donkie aan die beste wingerdstok. Hy was sy klere in wyn omdat sy oes so oorvloedig is. Dis wat jou vertaling sê. Geef my 'n ander vertaling. Ou vertaling. Ja, dit is die 33. 33 vertaling. OK, hy sê 'n mooie. Hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok en die vol van sy eselin aan die eerste wynstok. Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed. En sy gewaad in druiwebloed. OK, waar daai vers om nou nie sê nie. So, weer eens, simbolies wyn, verwys na bloed, rein, skoon, was. OK? Dis waarna dit verwys word. So die woord in Hebreërs, bloed, beteken damen. D-A-M-E, damen. Dit kom ook van die woord af wat saam met hom loop, Adame. A-D-A-M-E. Adam. OK? En ons kan die woord Adam in die twee woorde sien. Nou, Adame beteken lewe. Humanity. Dit beteken breath, life. Adam beteken man, humanity. En saam in hierdie hele skepingsstorie wat ons nog baie dieper gaan na kyk, sien jy die verbintenis dat Adam die bloed, Christus, breath of life het 'n koneksie. Wat ons later gaan in detail ingaan, regtig in detail ingaan. Dit is verskriklik mooi. En hoe dit aan mekaar bind. So in die Nuwe Testament, die wyn,
Die druiwe bloed is 'n simbool van lewe in was. Dis hoekom sien ons in die Nuwe Testament praat hy baie van die wyn. In Openbaring hoofstuk 6 vers 6 praat hy van moenie die olie en die wyn beskadig nie. Nie die olie en die ram en waar Amerika nou besig is wat die klomp profete praat van die olie, niks nie met daai olie nie. Simbolies. Want as jy gaan kyk simbolies, want hulle praat van wyn in die Ou Testament regdeur praat van die Heilige Gees. En wyn praat van vreugde, the joy of the Lord. En rein, en skoon, en was. Dit praat van die suiwering van die evangelie wat daar voorkom. Moenie die woord verdraai, maar ons sal nog daarby uitkom. Okay? So moenie die ding gaan letterlik opvat. Okay, hulle het nou gepraat van die olie en die ram nie. Die olie en die ram is nie belangrik nie, Christus is belangrik. Die evangelie is geskryf oor Christus, nie oor olie nie. Speel dit 'n rol in ons ekonomie en in die Bybel, ja, maar ons moenie die fokus verloor van waartoe ons beweeg nie, en waarvoor die evangelie daar is. Okay? So ons gaan dieper daarin gaan, veral in daai gedeelte ook. So gaan vir my met die oog nou, met die wyn en die bloed, simbolies. Gaan vir my nou na Matteus 26 toe, Belinda. Vers 27 tot 29. En dan gaan Isak vir my na Johannes hoofstuk 15 toe. Van vers 4 tot vers 8. En dan Wynand, ek gaan vir jou vra wanneer om dit te lees. Gaan jy vir my na Johannes hoofstuk 2 toe. Van vers 6 tot vers 11. Maar ek gaan vir jou vra om nou vir my daai net te lees. So maar net so lank jou vinger bly. So kom ons kyk gou na hoe praat Jesus, Belinda. Matteus 26. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis vir sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit in julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. So ek gaan nooit meer van hierdie wyn drink, tot op daai dag nie, wat die heenwyse is na Openbaring hoofstuk 19 met die bruiloft. Jy weet met die bruiloft. Okay? Nee, dan gaan die alcohol wees in die hemel nie. En daai wyn het nie alcohol in nie. So moenie as kom ons moet sê, sny die alcohol uit. Praat dan van die wyn. Kyk, die simbolies daarvan. Johannes 15 vers 4 tot 8. Ja. Julle moet aan my verbonde bly soos ek aan julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie. En so julle ook nie as julle nie voluit aan my verbonde bly nie. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen. Wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi soos 'n loot en verdroog. Hulle maak gewoonlik sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur om te verbrand. As julle aan my verbind bly en my woorde 'n stewige vasdraplek in julle kry het, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my disippels is. Eintlik hoef ons nie eens verder te gaan nie, want dit sê vir jou alles. Okay. Want waar kan 'n mens lewe? In Christus. Dit was jou, dit maak jou skoon, dit maak jou rein, dit gee vir jou lewe. So, en hy gebruik nou 'n voorbeeld van 'n druiwestok. En dan die tak wat aan hom vas is. En dan die vrug wat daar gaan uitkom. Dis 'n voorbeeld, 'n tipe van. Okay? En dit verwys na sy bloed, sy lewe. Ons moet in hom ingeënt wees. En dit wat in hom vloei, vloei dan in die tak en in ons in ons lewe te gee. Okay? Dis 'n eenvoudige gedeelte daar. Ons gaan later baie dieper in dit ingaan, maar ek wil dit net vinnig daar net neersit vir ons. So
die bron van die wyn in die wynstok vloei uit. Die wynstok uit en dit vloei in die takke. Vloei in ons. Nou kom ons kyk nou met nuwe brille. Met 'n nuwe oog. Wil ek hê ons moet nou kyk in daai gedeelte van die eerste wonderwerk wat gedoen is in Kanaan met die bruiloft. En want ons gebruik dit mos om mekaar te maar staan as jy by wat mag terug. Kom ons vat daai weg. En ons hou op om vir mekaar te probeer oortuig van jy het wyn gemaak en ek mag drink. En ons kyk na die reddende, verlossende, bouende, lewende wat Christus besig is om vir ons te doen, om vir ons te wys. Okay? Byna. Nou kan jy vir my daai gedeelte lees in 'n nuwe oog. Johannes 2 vers 6 en daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers uit. Nou, anker is omtrent 100 liter. Ja. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water en hulle het tot brood toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe, wat wyn geword het, en hy het nie geweet van waar dit was nie. En die dienaars wat die water geskep het geweet. Roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op. Wag, Wynand, sorry. Hoor nou die gedeelte wat Wynand nou gaan lees, hoor? Luister nou mooi. Okay? Roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hulle, elke mens sit eers die goeie wyn op. En wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegte. Maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Aha. Tot daar toe, nee. Tot waar moet ek? Dit was ons gewees tot vers 11, né? Kyk, dan die kom 11. Hierdie eerste een van die tekens het Jesus na Kana in Galilea gedoen. En hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het nou geglo. Hier is die eerste wonderwerk wat hy doen en hy openbaar sy heerlikheid. Okay? En hoekom moet hy begin met hierdie gedeelte? Hoekom nie met hy maak 'n dooie lewendig of 'n blinde sien of 'n verlamde loop of duiwels word uitgedryf? Daar kan jy op ons wys van skoon en was en dryf duiwels. Hoekom gebruik hy hierdie gedeelte? Hierdie gedeelte wat Openbaring van praat van die bruilofees, hierdie gedeelte van wat so belangrik is in die Ou Testament met bloed, wat reg deur ons, jy weet dit sien, en dan kom hy ook in die Nuwe Testament en dan gebruik hy dieselfde voorbeeld in die tweede hoofstuk, eerste wonderwerk, wynbruilof, en hy gebruik hierdie gedeelte. Hoekom? Net om dit te lees sê klaar vir ons, dat dit niks te doen met mag ons nie. Is daar altal, is daar nie. Dis nie die argument hier nie, dit is nie wat Christus jou fokus nie. Okay? Symbolies. Kyk ons na die 6 klipkanne. Symbolies, soos Wynand gesê het, plus minus 100 liter in 'n kan. En daai sementkanne was gewees waar hulle water in gegooi het en voordat hulle ingegaan het om die bloed te offer, het hulle self gereinig, gewas, skoongemaak. Sodat hulle kon ingaan. Okay? Symbolies. Hier kom Jesus en hy vul dit met water, dit was leeg. Hy vul dit met water. So dit beteken hulle was nie nou besig gewees om te gaan offer nie. Niks, want dit is leeg. Okay? Hulle is besig met 'n troue, seremonie. En hy gebruik daai kanne, spesifiek daai kanne, wat ons later gaan sien hoekom. En daar word uitgeskep, en hy word na die hoof seremoniemeester gevat. Die een wat in charge is van die hele seremonie. Die manager. En die manager vat dit en hulle proe dit, want hulle het 'n kultuur gehad daai tyd, waar hulle die goeie wyn eers gebring het. En as dit uitgeloop, klaar geword het, dan het hulle die wyn wat bietjie gemeng was met alkohol, dan het hulle dit ingebring en hulle het dit begin drink. Maar hier sê die hoof, het goeie wyn gehad in die begin wat hy gegee het. Maar nog steeds bly hierdie wyn goed.
Niks te doen met alkohol nie, gee dit weg. Niks te doen daarmee nie. Sê hierdie wyn wat nog die hele tyd gegee word, is goeie wyn. Want wyn was, reinig, skoon. Dis die simbool daarvan. Dis wat ons moet op fokus. En as hy daardie kanne wat gegee is, en dit wys eerstens hierdie glimps van die Here se heerlikheid. Jesus vat, luister nou mooi wat ek sê. Jesus vat wat bedoel was vir dooie godsdienstige rituele en hy verander dit aan lewe. Dis waarna hy verwys. Eenvoudig. So hy vervang hierdie dooie godsdienstige eie werke wat ek uit my eie uit moet doen en seremonies aanbidding wat ons moet doen wat uit jouself is om jouself te kan reinig. Kom Jesus en hy gee nuwe lewe. In hom. Hy doen dit. Dis waarna dit verwys. Ou Testament, Ou Verbond, godsdienstige seremoniese tradisies en eie werke. Nuwe Verbond, Jesus Christus doen dit. En hy was skoon, hy vergewe, gee lewe. Het ons, verstaan ons dit? Okay? So ons gaan 'n baie diepte ingaan in hierdie paar weke spesifiek oor dit. En ons gaan sien daar's ander verbonde wat mense ook sê, 'n woordverbond dat hulle mekaar met woorde waar hulle mekaar bloed sny, weet waar die bloed aan meng, ons gaan na daai verbond, ons gaan na die soutverbond kyk, ons gaan na klomp verskillende Ou Testament verbonde kyk. Okay? Maar het begin spesifiek met hierdie een, die bloedverbond. Nou net op vandag, en daarmee gaan ek afsluit. Net op vandag gaan net hierdie wyn ding, en dan gaan die spesifieke 2 Sondag spesifiek praat oor die alkohol. Maar net om vir julle so vinnige inligting te gee van dit, is die wyn wat gemaak is, hierdie historiese rekord wat ons kan na kyk van wyn, en hoe hulle wyn gedrink het. Kan ons kyk na die Mishanan en die Talmud, die rekords wat daarna verwys, is, hulle het wyn was 'n tipe van 'n stroop gewees. Dit was 'n syrup. Dit amper soos, my vrou is verskriklik lief vir cola tonic. Cola tonic en lemonade. Nou, dit was 'n tipe van 'n cola tonic, dit was 'n tipe van 'n stroop. En dan het hulle hierdie stroop met alkohol ingehaal, soos wat hulle dit gemaak het, en hulle het nie baie van dit gehad nie. Okay? Nou wat hulle gedoen het met hierdie stroop, is hulle het dit dan verdun. One part, kom ons sê 1 koppie van die stroop met 3 koppies water. En dit was 'n lekker smaak gehad, dit was lekker op die palate gewees. Dit het die water 'n verfrissende smaak gegee. Dit het laat hulle wyn wat hulle het, hulle langer gehou het. En nou het hang af hoe sterk die wyn was. Want hoe sterk die wyn was, het hulle partykeer tot 10 tot 20 koppies water gemeng. Om die alkohol minder te maak. Sodat, wanneer hulle travel, en wanneer hulle werk, het hulle baie van dit gedrink en hulle het nie dronk geword. Hulle kon hulle nie dronk maak. Okay? Want daar was bakterieë gewees in die water. En hulle het dit gebruik as 'n tipe van 'n sanitizer om die water te kon kry sodat jy dit kon drink. In die Bybel sê. Want hulle kanale en goed gehad, ons het gesien laas jaar toe ek met Openbaring begin het hulle kanale gehad wat hulle van een dorp na 'n ander dorp water gevat het, dan was dit koud geweest en die tyd wat daar gekom het, was dit lou warm geweest, daai tipe van goed om dit te kon drinkbaar maak. En dan sien ons, byna, lees gou vir my 1 Timoteus, hoofstuk 5 vers 23.
Dan sien ons dat apostel Paulus kom na sy jong seun Timoteus toe en sê drink 'n bietjie wyn vir die maag. En nie om gesuip te word. Drink 'n bietjie wyn vir die, lees ons gou my wyn op. 1 Timoteus 5 vers 23. Moenie langer water alleen drink nie, maar gebruik 'n bietjie wyn ter wille van jou maag en jou herhaalde ongesteldhede. Aha, onthou nie daai stuk vergeet nie. Maag en Ongesteldhede. aha. So nou, wat gebeur het is, hulle het begin, as jy dit nie verdun het nie, as jy dit nie geneutraliseer het die water nie, het dit pyn op die maag veroorsaak. En dit het vir hulle ook sooibrand gebring. En dit het hulle gebrand, dit het reflux veroorsaak. Nou gaan werk jy in die son, as jy bietjie gewyn is. Dan kyk hoe so lank gaan jy werk in die son. Of gaan travel, so, dit het niks te doen met hierdie alkohol storie nie. Want dan was hulle almal gedrink gewees elke dag van hulle lewe, en daai hele wêreld sou chaos gewees het. Dit gaan oor die water, om dit te neutraliseer. Okay? Net dat ons hierdie ding net onder die knie kan kry, voordat ons dieper gaan indelf daar. Maar hulle het ook wyn gevat saam met water, hang of hoe sterk die wyn was, dan het hulle gebruik vir medisyne, nie net vir die maag nie, maar om wonde ook skoon te maak. En ons sien dit hoe Jesus praat van die Samaritaan. Die Samaritaan het gekom en hy die ou wat geslaan was, sy wonde gewas met wyn. Okay? So dit was vir medies gewees. Dit was medisyne gewees. Dit was gewees om die water lekker te laat proe. Dit was gewees dat dit verfrissend is. Dit was gewees vir om die water te neutraliseer vir dat dit drinkbaar kan wees. So dit het 'n reiniging, 'n skoon deel daar. En dis kom die bloed in die wyn Jesus die bloed in die wyn connect aan mekaar. Van Ou Testament na Nuwe Testament. Want dit gaan die hele tyd oor Christus, die bloed van die lam. Dis waartoe dit afspeel. Okay? En as jy 'n wyntjie drink, jy kan dit hanteer, hy. Dis nie wat ek nou wil wat se naam nie. Mag ons nie. Nou, skoondrank, skoonwyn, hang of hoe sterk hy was, het hulle dan gegaan, en hulle het hom dalk 1 paat met water gemeng. Want hulle so 'n bietjie van 'n kiek gehad. Want hulle so 12 volt of 24 volt was hy dan gewees, en hulle het lekker warm geword onder die kiewe. En dit was bekend gewees as onder die barbariese gedeelte van barbare het dit gedoen. In die Bybelse tyd. En dan het hulle hierdie absolute afgodery, en dan het hulle begin drink en dronk word. En dan het hulle nou skammersdag hoe dronker hy geword het, hoe meer het hulle in die geestelike riem, het hulle nou hierdie konneksie gehad met hulle afgode. En die Bybel praat daarvan, wat ons nou gaan kyk, barbaries. Maar nou kom jy onder die invloed van iets anders behalwe van die Heilige Gees. Dan word jy gebeheer deur iets anders. En dit moet ons verstaan. Ek het lank pastore opgelei in Natal, wat ons vir hulle klas aangebied het. En as jy Natal en Pingeni, Vryheid, Bergwil, daai areas gaan, is waar kom Zulus is. Nou wat hulle gedoen het, is hulle het in die kamertjie aangegaan om die voorvader geeste op te roep. Maar terwyl hulle dit doen, het hulle 'n praktiese ding gehad waarvan hulle 'n kombottie gedrink het. En hoe dronker hulle geword het, hoe meer het hulle nou hulle voorvader geeste aanbid. Dis alles pagan worship. Dis in die Bybelse tyd. So, wanneer ons hiervan praat, en dis hoekom ek dit begin neersit, waar ons nou die fondasie lê, terwyl ons dieper ingaan in die bloedverbond. Kom ons vergeet enigiets van alkohol, kom ons kyk na wat Christus praat van die wyn, en wat Christus praat van die wyn. Dit was dit reinig maak skoon. En dis wat by jou troue is, want God is die bruidegom en ons is die
Ons gaan nog daar nog aanraak, terug na Johannes hoofstuk 2. En wat ons gaan weer trek na Openbaring 19 van die bruilofsmaal. Okay. Is almal verstaan sover? Ja. Kom ons sê saam. Hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg dit is om vanoggend hier te kon wees, Here. Dankie vir die woord, die waarheid. Here, die waarheid maak vry. En die woord sê, he whom the Son sets free, it's free indeed. Here, en ons het vanoggend het ons gesing, you are the waymaker. U het die weg gemaak waar daar geen weg was nie. U het ons gekoop. En dankie Here dat die weg deur U is, want U is die weg en die waarheid en die lewe. En U het dit vir ons moontlik gemaak. En die bloed van die lam. En ons gee U al die eer en lof, prys en aanbidding, Here. In Jesus naam. Amen.